'n man wat onlangs getroud was, of getrou het, moet vir 'n sakevergadering, moet hy vlieg na die suide van Frankryk. En die volgende dag, na sy vergadering, sal sy jong bruid nou by hom aansluit, en dan sal hulle nou 'n paar dae daar lekker in die, jy weet waar dit nou so 'n bietjie warmer is, sal hulle nou in die suide van Frankryk so 'n paar dae bietjie saam spandeer. En hy kom toe nou in Frankryk aan, en hy boek in en alles, en hy stuur toe vir sy vrou 'n e-pos. En hy sê vir haar, dit is seker nou nie daarvoor fone gewees, of hy het nou nie, wat noem mense dit nou, roaming gehad of iets nie. En hy stuur vir haar die e-pos, en maar per ongeluk maak hy toe 'n fout met een van die lettertjies op die e-mailadres, en dit beland toe nou ongelukkig in die inbox van 'n vrou wat pas haar man verloor het in Londen. En sy kom net terug van die begrafnis af, en sy is daar so in die sitkamer, maak die rekenaar oop, maak die e-pos oop, en daar val sy flou neer. Toe sy dit lees, en haar dogter hardloop toe nou om te sien wat gaan hier aan, en toe sy nou die e-pos lees, toe lees dit so, hallo liefie, ek het pas hier aangekom, alles is reg vir jou, arrivering môre, ek kan nie wag om jou te sien nie, PS, dis baie warm hierso. Ja, so, hierdie het eintlik niks te doen met waar ek wil praat vanoggend nie. Wie onthou daai? Wie onthou dit nie? Is daar daarom so 'n paar wat dit kan onthou, Abba se liedjie. So Abba het nou net so gesê, dis waar ek graag vanoggend wil praat. Ek praat oor die baas van my hart. Is my titel vanoggend, die baas van my hart. En ek wil graag 'n vers lees in Matteus 6. Nou as jy my goed ken, sal jy weet, ek gee net so altyd so 'n bietjie konteks. Okay, net so 'n bietjie konteks. So Matteus 5, 6 en 7 is 'n preek wat Jesus gepreek het self. So elke woord wat jy in Matteus 5, 6 en 7 lees, is wat Jesus self gesê het, dat dit gepreek op 'n berg. Ek het die voorreg gehad om op daai berg te staan in Israel, en hy het daar vir 'n klomp skares hierdie gepraat, en hy het eintlik wat hy gedoen het vir letterlik kan ek 'n Engels woord gebruik, nugget na nugget na nugget. So daai stukkie, jy weet, ek wil amper sê punt vir punt, het hy hierdie preek gepreek as 'n baie praktiese manier hoe om ons lewens te leef as Christene, vry van die liefde vir materiële goeders, maar 'n liefde wat toegewyd is aan aanbidding vir God, 'n liefde wat toegewys om God se geregtigheid te ontdek, om gefokus te wees op God se koninkryk, eintlik maar om sommer net eenvoudig te sê hoe om hierdie Christelike lewe te leef. En een van daai verse wil ek vanoggend lees. Ek gaan 5 verse in totaal lees vandag, as jy my wil volg. En een van hulle is in Matteus 6 vers 24. En dit sê, niemand, hier praat Jesus self, niemand kan vir 2 baase gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander een hoër ag, of die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en plesier dien nie. Is dit wat daar staan? Julle kan nie God en werk dien nie. Julle kan nie God en die duiwel dien nie. Nee, daar staan God en mammon. Vir die wat nie weet wat is mammon nie, is geld. Daai goedjies wat ons het of nie het nie. Partykeer nie het nie. God en geld. Is interessant, as 'n student het ek op 'n stadium vir 3 baase gelyk gewerk, en hulle was al 3 ewe kwaai. Want hulle het nie een van hulle my genoeg geld gegee sodat ek net vir een hoef te werk nie. So ek het vir 3 gewerk. So ek het een ou se boekrakke reggepak, ek het vir die ander persoon in 'n pizza winkel gewerk, en ek het vir die ander een navorsing gedoen. En kan jy nou dink wat 'n gemors was dit as ek laat was vir die een?
So ek het baie raas gekry. Daai storie het net so 1 jaar gehou. Toe kom ek agter, mens kan nie vir 3 baase werk, jy kan nie eens vir 2 baase gelyktydig werk nie. Jy beland net in die moeilikheid. En dis eintlik wat Jesus hierso kom sê, dis jy kan nie God en geld dien nie. En hy gebruik nie goed soos jy kan nie God in plesier of God in die duiwel of dit nie, want hy het geweet, Jesus het geweet, vir een of ander rede gaan geld die grootste, hoe kan ons sê, beklei, hoe sal, jy weet, kompetisie wees vir hom in ons harte. Hy gaan die grootste kompetisie wees. Nie die ander goed nie, geld. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê, die rede hoekom ek dink Jesus het gesê het is geld, is omdat ons met geld is 'n medium waarmee ons al die ander goeders koop. So of ons werk ons self gedaan, want ons wil geld in die hande kry, of ons koop plesier of goeders met geld, en ek dink dit is hoekom Jesus gesê het, geld is die grootste aspek wat in kompetisie is vir ons harte met hom. So in hierdie is, maak nie saak of jy baie geld het, gemiddeld geld het, en of jy nie weet hoe hierdie maand gaan uitkom nie, vir elke ene van ons is hierdie op toepassing, wat ek wil deel. So ek het 'n klein toetsie saamgestel, wat ek net wil hê vinnig moet doen, hy gaan op die bord verskyn, so you can do the next one, thank you. So ek wil hê jy moet op daai 5 vrae antwoord, amper nooit, somtyds of gereeld. Met ander woorde, is jy amper nooit jaloers op ander nie, is jy somtyds jaloers op ander, of is jy gereeld jaloers op ander. Nou hierdie, moet nou nie eers vir jou man of jou vrou kyk, of enige so ietsie, want hulle gaan nou dalk weet, maar ek wil net hê jy moet net vinnig daai ene doen. Is jy amper nooit, somtyds of gereeld synig, en soek altyd iets in ruil vir jou geld, of is jy altyd, nooit, somtyds of gereeld besig om jou waardes eenkant te skuif, waardes soos familie of jou integriteit, geldjies onder die tafel vat, of jy weet so, wat sal jy antwoord op daardie vraag? Met jou geld, gee jy soms geld om ander mense te beïndruk, of omdat jy skuldig voel en dan agterna voel jy so spyt. En jy voel eintlik, hulle het nie eens dankie gesê nie, hulle het dit nie waardeer nie, jy weet, en dan die laaste een, is dit dat jy somtyds so bang en jy weet, totaal en al elendig voel as daar nie geld is nie. Die somme voel jy raak depressief as daar nie geld is nie. Ek wil net so 'n paar sekondes gee. Gaan so deur daarin en kyk jy. Gee jouself 'n amper nooit, 'n partykeer of altyd of meestal. As jy so 'n paar somtyds daarin het, of jy het 'n paar gereeld daarin, dan mag dit dalk wees dat hierdie woord vanoggend vir jou kan wees. As jy vandag sê, weet jy wat, hierdie is glad nie ek was nog nooit in my lewe skuldig in enige van daai nie, dan is dit alright, dan miskien is daar dalk iets anders wat jy uit vanoggend kan kry, maar hierdie is vir die meeste gemiddelde van ons, wat ergens daar kan sê, as ek moet eerlik wees, ek het al hierdie week weer iemand anders se kar of huis of whatever, het ek nogal gewens, ek kan ook daai hê. En so dan is hierdie boodskap vir jou vanoggend, om jou te help om braaf te wees. God wil jou help om braaf te wees, en weer jou hart terug te sit by hom. Deuteronomium 30, ek wil 'n stukkie lees uit die Ou Testament, ons het onlangs in Bible Journey het ons Deuteronomium gedoen, en terwyl ek die boek deurlees, wys die Here vir my iets, wat ek eintlik nog nooit raak gesien het nie. En die hele boek, as jy Deuteronomium ken, dan sal jy sien, die hele boek is geskryf in die vorm van, kom ons sê nou maar, 'n ooreenkoms, wat 2 groepe mense, of 2 nasies met mekaar sou hê, maar veral, wanneer die een baie sterker was as die ander ene. Dan sal daardie persoon gesê het, ek wil hê jy moet sien, wat het ek gedoen, hier's wat ek gaan doen, en dit is net wanneer jy getrou is aan my. So ek sal jou beskerm, ek sal vir jou kos gee, ek sal vir jou seker maak, jou army werk, en jou weermag is aan die gang, maar dan moet jy doen wat ek sê. En die hele boek van Deuteronomium is eintlik in so 'n formaat geskryf, want dit was die taal wat die mense van daai tyd verstaan het. En as jy kyk na dit, dan het God daardie voorbeeld gebruik, dit wat vir hulle bekend was, en gesê, kom ek skryf julle hoe dit lyk, wanneer ek in verbond met jou gaan, Israel. En God skryf vir Israel, hierdie brief, of hierdie boek, en dit is eintlik wat Moses dan nou saamgestel het aan die einde, net voordat hy oorlede is. En in een van hierdie verse sê God vir hulle, as jy doen wat ek van jou vra, Israel, as jy vir my mooi luister,
dan gaan ek die volgende vir jou beloof. Kyk wat sê dit in Deuteronomium 30 vers 9, het sê die Here jou God sal jou dan voorspoedig maak, in alles wat jy aanpak, en hy sal jou kinders, die aandeel van jou vee, en die opbrengs van jou land, baie maak, sodat dit met jou goed sal gaan. So dis die kinders, jy gaan kinders hê, opbrengs van jou land, en daar gaan die vee wees. Dis wat God vir hulle beloof. Israel, bly julle net by my, soos julle nou ingaan in die beloofde land, bly julle net by my. Want dit is wat met jou sal gebeur. Maar toe hulle in Kanaan inkom, toe maak hulle nie al die Kanaaniete dood soos God van hulle gevra het nie, en hierdie groepe mense begin hulle beïnvloed deur wat? Deur Baal hulle het Baal en Astaroth aanbid. Astaroth was 'n lelike god, julle sal sien, ek het nie eens 'n prentjie van haar daarop nie. Van julle sal moet jammer sê na die tyd as jy vir daai prentjie gekyk het, so ek kan nie dit opsit nie, maar daar's ons Baal, daar's Molek. Molek sê hulle was een god, maar ander bronne sê Molek was eintlik maar net die aksie van hoe hulle 'n Baal aanbid het. So wat gebeur het met Baal aanbidding, was hulle het gekom en dan het hulle die oudste van hulle kinders geoffer. So jy sal sien, daai Molek, sy arms daar was vuur warm gemaak, het was yster, en dan het jy jou eerstgeborene kind daarso gaan neersit, dat hy doodbrand. En dan het jy dit geoffer, want hoekom? Want Baal was die god van, dit is wat die Kanaaniete geglo, die god van vrugbaarheid en die god wat goed laat groei. So hulle het gevoel, as dit nie reën nie, dan moet ek net 'n kind offer vir die Here, laat dit net kan reën, sodat dit my kan goed gaan. En hierso, dit is wat die Kanaaniete, die Israeliete so beïnvloed, dat voor hulle oë uitvee het, van hulle ook, hulle kinders begin offer. Wie vanoggend sit hierso, jy's 'n oudste kind in jou familie. Ek kon net vandag sien, oudste kind, dis die hele paar. Julle sou nou nie hier gewees het nie. As ons nou nog in Baal aanbidding geglo het. Kan julle dink dat dit God se hart breek? God stel hierdie verbond met Israel op, en hy sê, Israel, bly jy net by my. En al hierdie goed sal ek vir jou sorg, sal ek vir jou gee. Ek sal jou 'n naam gee, ek sal jou 'n erfenis gee, deur jou kinders, ek sal seker maak as daar skoring op jou lande, ek sal seker maak jou vye dra en jou wingerde dra, maar bly hier so by my. Maar in die proses, deur wat rondom hulle gesien het hulle hierdie Baal afgod begin aanbid. Die Israeliete het dit wat so van onskatbare waarde vir hulle was, so kosbaar vir hulle was. Hulle kinders, beeste, hulle beste beeste, skape geoffer vir iets wat God reeds vir hulle gegee het. Dit is eintlik so 'n hartseer storie as jy dit van hierdie hoek af bekyk. As jy kyk na fortuinvertellers, ek het hom baie lank lank gesien, maar wie van julle weet, as daar nou so 'n karavaantjie ergens in 'n dorp staan, as jy nou 'n wedergebore fortuinverteller is, en jy sit hier vandag, maar nou nie, ek gaan jou nie aanstoot gee nie, ek wil net vra, wie van julle het al gesien, so 'n karavaantjie, dan staan hy ergens ter, en dan is daar so 'n wit doek wat daar gespan is, en dan staan blou, rooi en groen goeders opgeskryf, het julle dit al gesien? Enige iemand? So as jy nou verby daardie kom, en jy kyk dit, dan is daar gewoonlik dieselfde 3 goed, wat hulle op baie lap uitgebeeld het. Dit is wat fortuinvertellers gesien het, is 'n ding wat elke mens graag wil hoor. Hulle praat oor hulle familie, kinders, vrou, hulle praat oor hulle toekoms, en hulle praat oor hulle geld. Met ander woorde, jou sekuriteit, jou toekoms, jou erfenis. Die goed wat God vir Israel gesê het, gee ek vir julle, as julle by my bly. So vandag aanbid ons nou nie Baal en Astaroth nie, ons aanbid ook die snaakse gode nie. Dit is nie asof ek verby iemand se huis draf en sien hulle dans om 'n koe nie. Dit het ek nog in niemand se tuin gesien nie. Daar's nie, jy sien dit nou nie sommer nie. Ons afgod het baie meer gesofistikeerd geraak. En dis hoekom Jesus gesê het, jy kan nie God en geld dien nie. Want as mense, weet ons, as ons nie die woord goed ken nie, en ons verstaan nie dat God vir ons reeds hierdie goed gegee het nie, wanneer ons in hom is nie, dan het ons die geneigtheid om soos Israel na die Kanaaniete te kyk, en ons begin dit wat vir ons kosbaar is, opoffer, ons families. Ons verbrand miskien nie 'n oudste kind nie, maar ons het lanklaas met 'n oudste kind tyd spandeer. Ons offer ons families op, ons offer dit op wat kosbaar is vir ons, sodat ons by geld kan kry, kan koop, dit wat God reeds vir ons gegee het. Nou hoor my mooi vandag, ek sê nie daardeur geld is nie belangrik nie. Vir ons om klere aan ons lyf te hê vandag, kos in ons maag, om hiernatoe te kon gery het en hier te kan sit vanoggend, dit elkeen van ons het geld nodig gehad, is ek reg?
God weet dit. Ek wil glad nie afmaak die feit dat ons nie geld nodig het nie. Inteendeel, en ek het 'n slide daarop, die 1 uit 10 verse in evangelies gaan oor geld. 2350 verse in die Bybel gaan oor geld en besittings. 5 keer meer as wat die Bybel praat oor gebed of oor geloof. So is geld belangrik. God het dit geweet. Want hy het geweet, ons is nie net gees nie, ons kan nie net op geestelike brood leef en op geestelike brandstof ry nie. Ergens het ons geld nodig vir hierdie fisiese liggame van ons, om te kan oorleef hierso op aarde. God het dit geweet. God is ook nie bekommer daaroor, vir die feit dat ons nie geld wil hê nie. Ek wil so ver gaan om te sê, God wil ons eintlik oorvloedig in voorspoed sien. Dis eintlik sy hart vir ons. Die ding wat ek dink, wat God hierso oor praat, en as ek die woord concern kan gebruik, jy weet, of die ding wat vir God naby in sy hart is, die ding wat miskien vir hom, jy weet, 'n frons op sy voorskop gee, is nie die feit dat ons geld nodig het, dis die feit dat ons harte by geld is. Dat ons by geld iets soek, wat net hy vir ons kan gee. En ek dink, dit is hoekom Paulus vir Timoteus geskryf het in sy eerste brief, want die liefde vir geld is die wortel van alle soorte kwaad. Die liefde vir geld. Is nie geld nie, is die liefde vir geld. Is daar wanneer geld ons harte begin besit. Of ons dit het of nie. Geld kan jou hart besit, al het jy niks in jou bankrekening nie. En net soos die Israeliete, gee ons hierdie wat vir ons kosbaar is op. Nou ek wil vinnig oor 2 goed praat, ek gaan 'n skrif net by elkeen noem, oor hierdie 2 goed wat ons by God kry, wat geld nie vir ons kan gee nie, maar op een of ander rede soek ons dit by geld, in 'n minder of 'n meerdere mate. En die eerste een is sekuriteit. Nou, party van ons sal eerlik wees en sê, man, weet jy wat, nee, ek voel so onveilig, om te weet, ek het nog nie genoeg om af te tree mee nie, of ek het nog nie genoeg, jy weet, ek weet nie hoe gaan ek geld verdien, ek voel so onveilig. Maar party van ons steek, ek wil amper sê, steek daardie vrees weg, in sinne soos die volgende. Nee, kyk, ek wil nie ryk wees nie, dit het 'n paar mense al gesê. Ek wil nie ryk wees nie, ek wil net genoeg hê, om gemaklik te kan leef, om vir my kinders 'n mooi toekoms te gee. Wat jy eintlik vir my sê is, Louise, ek soek sekuriteit. Want om gemaklik kan leef, om my kinders te kan gee wat ek nodig het, is sekuriteit. So dit klink asof dit 'n vreeslike nederige stelling is om te sê, ek is nie agter geld nie, maar wat jy eintlik sê is, ek is so desperaat op soek na sekuriteit. Spreuke 3 sê, en jy weet, wie het Spreuke geskryf, né? Die rykste man in die wêreld wat Bill Gates laat lyk asof hy nog whiter. En dis Salomo. Hy sê die volgende. Hy sê, jy sal nie bang hoef te wees as jy gaan slaap nie. As jy gaan lê, sal jy rustig slaap. Moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is, jou sal tref nie, want die Here sal jou beskerm. Hy sal sorg dat jy nie in 'n struik beland nie. Die Here is ons sekuriteit. Die Engels praat van the Lord is my security. Salomo, wat al die geld in die wêreld gehad het, het geweet dat hy weet, en ons lees dit sal in Prediker, wat is dit nou, Ecclesiastes, wanneer hy daaroor skryf, dan sê hy daar, alles kom tot niks. Hy sê, mense, ek het alles in hierdie lewe gehad, wat enige hart kan begeer. Niks kom in vergelyking met daardie voorreg om God te ken nie. So hier kom hierdie ryk man en hy sê vir ons, die Here sal jou beskerm, die Here is jou sekuriteit. En dan wil ek 'n stelling maak wat ek op die bord gesit het, wat ek graag wil hê, ons mooi moet sien vanoggend. Ons vertrou nie op rykdom nie. Ons vertrou op hom, wat ons ryklik voorsien. Ons vertrou nie op rykdom nie, ons vertrou op hom, wat vir ons ryklik voorsien. Daar's 'n man, fisieke moeilike naam, sy naam is Swish Goswami. Hy het 'n besigheid, wat allerhande goeders doen, maar onder andere, waarna hulle kyk, is hulle kyk na die verbruikersdata, reg oor die wêreld. Weet, hoe mense goeders verbruik, aankoop en sulke goed, en hulle stel daardie data op. En hy sê die volgende, hy sê, as jy kos het in jou yskas vandag, soos ons hierso sit, het jy kos in jou yskas, jy het klere aan jou lyf en jy het 'n dak oor jou kop, met ander woorde, 'n plek om te slaap, is jy ryker as 75% van die wêreld.
So jy kan vir die persoon langs, jy hoef nie as jy nie wil nie, maar kyk vir die persoon langs jou en sê, hey, ons is ryk. As jy vandag nie kos in jou yskas het nie, dan maak dit jou, of die feit dat jy hier sit, maak dit jou at least dan so ryk soos die helfte van die wêreld. Maar dit kan jy sien, dat ons eintlik relatief goed wel af is. Dan sê hy verder, hy sê, as jy geld in jou beursie het, of geld in jou rekening, en jy kan relatief gaan waar jy wil, dan maak dit jou van die rykste 18% in die wêreld. As jy lewe en gesond is jy meer geseënd as miljoene mense, wat nie hierdie week wat kom, gaan oorleef nie. Duisende rande in hospitale betaal en nie hierdie week moontlik gaan oorleef nie. Hy sê, as jy kan lees en hierdie boodskap kan verstaan, maak dit jou ongelooflik bevoorreg en geseënd. Meer as 3 miljoen mense in die wêreld, meer as 3 biljoen mense in die wêreld, is of doof, of blind, of ongeletterd. So dit bring ons by 'n plek wat ons, as ons hierna kyk, kan sien, weet jy wat, eintlik het die Here nie so sleg vir ons gedoen nie, is dit? Eintlik is ons meer rykdom, en is ons meer sekuriteit, as wat ons eintlik besef. Die tweede een wat ek wil praat is oor vreugde, wat deel van die vrug van die Gees is, vreugde. Nou vreugde is nie, die Engels het 'n woord vir dit, happiness. Ek weet nie wat is dit in Afrikaans, die blygheid, as jy bly is of so, nee, happiness. Maar die Engelse woord happiness, hulle sê kom, hang af van 'n happening. Met ander woorde, dit is uitwendig. So as daar iets lekker gebeur, dan is ek bly. As daar iets nie lekker gebeur nie, dan is ek nie bly nie. So alles wat buitekant om my gebeur, bepaal of ek bly is of nie bly is nie. Maar daar is nie 'n blywende vreugde nie. Ek het 'n prentjie daarop, wat jy kan opsit. Geld kan nou nie geluk koop nie, of blygheid koop nie, maar jy kan dan biltong koop, en is amper dieselfde, nê. Maar as daai biltong sakkie op is, dan is ons weer nie bly nie. Maar wanneer dit by vreugde kom, dan sê die Here, vreugde is 'n ding wat deel raak van ons bloedstroom, soos wat ons vorige paar weke gepraat het oor om ingeënt te wees aan die wingerdstok, Johannes 15. Wanneer ons ingeënt is in die wingerdstok en ons is deel van God en God is deel van ons, dan raak vreugde deel van my bloedstroom. Dan maak dit nie saak hoe lyk die happenings nie. Dit maak nie saak of daar roomys of biltong is en of daar nie roomys of biltong is nie. Hierdie vreugde met die wete dat ek die mees avontuurlike God ken, wat in enige oomblik 'n mandjie kos voor my deur kan neersit, daai gee my 'n ewige vreugde. Dit bring 'n opgewondenheid in my. Dit bring 'n verwagting in my, en ek kan sê, wat gaan God volgende doen? Maar dit beteken, dat ons aanbidding by hom moet wees. Dat ons ingeënt by hom moet wees. Julle weet, deesdae, kan jy ook nie eers met die Joneses kompeteer nie, nê? Jy weet, daar's twee redes. Die Joneses bly klaar in Australië. En weet jy wat die ergste? Die Joneses kompeteer nou met die Kardashians. So dit raak nou onmoontlik om te kompeteer. So dan verlaag ons baie keer ons standaarde, en besluit ek, weet jy wat, ek gaan sommer net myself vergelyk met my buurman wat met sy nuwe highlights nou in die Weskaap bly. Dis daar 'n bietjie meer, weet, mense kan nader aan dit kom. Maar maak nie saak hoe ons vergelyk nie. Vergelyk is een van die dodelikste lokvalle wat die vyand vir ons stel, om vir ons te sê, dit is hoe jy veronderstel is om te leef. En dan verloor ons vreugde en ons probeer bly wees. Met as dit goed gaan, as ons bly, as dit nie goed gaan nie, as ons nie bly nie. Jesus skryf in hierdie einste Johannes 15, en ek lees hierdie keer 'n paar versies aan, vers 9 tot 11, en ek gaan nou amper klaar maak. Staan daar, soos die Vader my lief het ek julle ook lief. Ek wil net vir 'n oomblik stil staan en vra, as jy 'n ouer is wat 'n kind het vandag, en jy dink vir 'n oomblik aan jou liefde vir daai kind. Dink net vir 'n oomblik aan jou liefde vir daai kind. Dan wil ek jou vra, het jy dit in jou, of is dit jou begeerte, dat jy sal son, maan en sterre skuif as dit kan, om vir daai kind die beste te gee? Is dit so? As dit nie so is nie, of as daar nie daai liefde so brand in jou hart nie, dan het ons ook 'n parenting kursus een of ander tyd, of miskien het jy dan 'n tiener, ek weet nie.
Maar is dit so, ouers, kan ek dit hoor? Is dit so dat jy sal son, maan en sterre, geen geld is te veel, dis nooit te erg om vroeg op te staan nie? Is dit so? En dis interessant dat Jesus skryf in hierdie skrif, hy sê, soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Ons kan net daar stop, ons hoef nie eers verder te lees nie, maar om te weet dat God sal son, maan en sterre skuif as dit moet, en hy kan. Om vir ons te kom wys, vir ons te kom omgee, daar's niks wat God beperk in sy liefde vir ons nie. Dis ons rusplek. Dis ons plek wat ons kan ontspan. Dis ons plek wat ons vreugde kan vind, dis om te weet, hy is vir my lief, met al my twak. Julle moet in my liefde bly, sê Jesus. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer, en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Daai blydskap is die vrug van die Gees. Dis 'n blydskap wat volkome is om te kan weet, dit gaan goed met my, ondanks. Ek het 'n vreugde in my, wat ek nie kan verstaan nie, want as jy na my bankrekening kyk, lyk dinge nie so great nie, of as jy kyk na hoe dit gaan in my familie, lyk dinge nie so great nie, maar my vreugde is diep gewortel in die Here. Wie van julle het al by die huis gekom, het jy kan sien is karig, maar die mense daar dra vreugde wat jy nie kan verstaan nie. Is jy al by so 'n plek? Miskien is jou huis dit, om gewortel te wees in God as die een wat die baas van ons hart is, die meester van ons hart, die Here van ons hart, en nie geld nie. So ek wil afsluit vandag met een vraag wat ek wil vra vir jou, en ek wil vra miskien net vir 'n oomblik jou oë toemaak, want ek dink ons beter, ons hoor die Here beter as ons oë toe is. Net so 'n oomblik jou oë toemaak as ek hierdie vraag vra. Het jy dalk jou hart in enige manier vir geld as jou baas gegee, en op geld afhanklik gewees van jou sekuriteit en van jou geluk, van jou blydskap? Is daar dalk 'n area wat die Heilige Gees vir jou wys in hierdie oomblik? Dankie worship team. En dan wil ek vra of jy nie vanoggend, soos wat ons die laaste lied gaan sing, wil jy nie jou hart teruggee vir God in daardie areas nie. Terwyl ek voorberei toe, ek berei voor met so een oog toe, ek is soos Here, asseblief net vir my wys, as ergens 'n area waar geld my baas geraak het nie. En die Here kom druk op so 'n knoppie in my hart, wat ek besef, ja Here, in daai area het dit. Partykeer is dit iets klein, partykeer is dit iets groot, maar ek was van geld afhanklik en nie van God vir sekuriteit en vir blydskap in hierdie spesifieke area. Kom ons gee ons harte terug vir God vandag en sê, Here, wees U die meester vir wie ons gaan aanbid. En dan wil ek verder gaan, een stapie verder. En ek wil jou vra om te hoor as die Heilige Gees met jou praat vanoggend, of jy miskien iets tasbaar kan gaan doen vandag. Vandag of in hierdie week, maar vandag is altyd beter, want die woord is vars, om vir die Here te kan sê, vir jouself te kan sê, vir die vyand te kan sê, geld het nie meer 'n houvas oor my nie, is nie my baas nie. Dit beteken dat jy miskien iets vir iemand gee vandag, in 'n monetêre waarde, sonder om iets terug te verwag. Of miskien wys die Here vir jou om 'n saadofferande vorentoe te bring. Of dalk wys die Here vir jou dat jy volgende maand jou begroting bietjie anders beplan, dat jy dit beplan met die wete dat God is my Here, God is my meester, nie geld nie. Wat is daar wat jy kan doen, wat tasbaar is, wat jy kan sê, Here, daai dag toe ek daai R5 daar neergesit het, daai dag toe ek vir daai ou se kos betaal het, Here, dit was my lyn in die sand, geld sal nie my baas wees nie. Here, U is die een wat vir my sorg, en ek is vrygewig op grond van wat U in my lewe doen. Kom ons staan en dan wag ons net so 'n oomblik terwyl ons hierdie lied sing. Ons wag op die Heilige Gees en kom ons gee ons harte terug vir hom. Ek is saam vandag as ek staan en sê ek gee my hart terug vir die Here in die areas wat geld 'n bietjie belangriker geraak het. Of geld my afhanklikheid geraak het. So kom ons staan. Dan sing ons hierdie saam terwyl ons in ons harte met God besig is. Kom ons word 'n groep mense wat Jesus, wat Christus ken as ons Here en ons Verlosser.
Dankie Annelies.